Goeiedag, hoe lekker sou dit nie gewees het, as jy bygesit het wanneer ek hierdie opname doen, dat ek sommer net na jou kon luister, na jou verhaal, jou reisverhaal met God, in watter mate God binne in jou lewe betrokke is nie. Hoe lekker sou dit nie gewees het om sommer net te gesels oor hoe God binne in die kerk betrokke is deur die jare en binne in ons gemeentes betrokke is nie. Soms vertel ons baie verhale sonder dat ons regtig praat oor die feit dat God se spore oral binne in ons gemeentes is en binne in ons eie verhale teenwoordig is. Ek kyk op na die berge. Van waar sal daar vir my hulp kom? My hulp is van die Here wat die hemel en aarde gemaak het. Amen. Kan ek jou groet uit Romeine hoofstuk 15 vers 13? Mag God die bron van hoop, julle deur julle geloof met alle vreugde en vrede vervul, sodat julle hoop al sterker kan word deur die krag van die Heilige Gees. Ek lees graag saam met jou vandag uit Handelinge hoofstuk 8 vers 26 tot vers 40. Nou, dit is die gedeelte van Filippus en die Ethiopiër. Jy kan sommer jou Bybel daar oopmaak en as jy dit saam met my wil lees, die vertaling wat ek gebruik is gewoon die 1983 vertaling. So, my basiese gebed vir die oomblik sou nogal wees, Here, open vandag ons oë om u spore raak te sien. Here, open vandag ons oë om u spore raak te sien. Maak ons oë oop om te sien waar u besig is, waar u besig was. Om dan te kan verstaan waar die Here ook in die toekoms besig wil wees. Hemel Here, baie dankie dat u besig is in die wêreld, dat u besig is herskeppend ook in ons eie lewe, dat u nuutmakend in ons lewe teenwoordig is, dat u ons elke oomblik ook wil bruikbaar maak as lewende getuies in hierdie wêreld. Here, dat ons lewende en heilige offers vir u sal wees, wat vir u aanneemlik is. Gee dat die woorde van ons mond en die nadenke van ons hart ook nou vir u goed sal wees. Amen. Ek lees saam met jou uit Handelinge 8 vers 26 tot 40 en dis nou die verhaal van Filippus en die Ethiopiër en daarom gaan ek dit dalk 'n bietjie rustig nogal lees, want al kry jy maar net die verhaal, dan gaan jy in elk geval iets van God se werk, God se spore in die lewe van hierdie twee mense en eintlik dan by implikasie ook in terme van die Weiërkerk sou jy dit raak sien. 'n Engel van die Here het vir Filippus gesê: "Maak jou klaar en gaan teen die middag na die pad wat van Jerusalem na Gaza toe loop. Dis 'n stilpad." Filippus het toe klaargemaak en gegaan. 'n Ontmaande Ethiopiër wat 'n hoë pos beklee het aan die hof van die Kandake, soos die koningin van Ethiopië genoem is en wat haar geldsaake beheer het na Jerusalem toe gekom om te aanbid. Hy was nou op pad terug en het op sy wa gesit en lees uit die profeet Jesaja. Toe sê die Gees vir Filippus: "Gaan loop saam met daardie wa." Filippus het daarheen gehardloop en gehoor dat die man uit die profeet Jesaja lees. Hy vra toe vir hom: "Verstaan jy wat jy lees?" Die Ethiopiër antwoord: "Hoe sou ek kon, as niemand dit van my uitlei nie?" Hy het Filippus gevra om op te klim en by hom te kom sit. Die skrifgedeelte wat hy gelees het was dit: "Soos 'n skaap wat is hy gelei om geslag te word, en soos 'n lam wat stil is as hy geskeer word, het hy nie sy mond oopgemaak nie. In sy vernedering het daar nie reg aan hom geskied nie. Wie sal van sy nageslag kan vertel? Sy lewe op aarde word beëindig." Die amptenaar vra toe vir Filippus: "Sê vir my, asseblief, van wie praat die profeet hier? Van homself of van iemand anders?" Filippus het by hierdie skrifgedeelte begin en die evangelie oor Jesus aan hom verkondig. Onderweg kom hulle toe by water aan en die amptenaar sê: "Hier is water. Wat verhinder dat ek gedoop word?" Toe het hy die wa laat stilhou. Filippus en die hofdienaar het albei in die water ingegaan en Filippus het hom gedoop. Toe hulle uit die water kom, het die Gees van die Here vir Filippus weggeneem. Die amptenaar het hom nie meer gesien nie en het sy reis met blydskap voortgesit.
Filippus is later in Asdod aangetref. Hy het daar vandaan deur al die dorpe gegaan totdat hy in Caesarea gekom het en oral het hy die evangelie verkondig. God se spore in ons gemeente se verhale, in ons gemeentes se verhale as jy wil. Die Here is reeds aan die werk, sê ons. Hy nooi ons om by hom aan te sluit. En dan die vraag, die appelvraag is langs watter wa wil die Here hê dat ons moet gaan loop. God se spore in ons gemeente se verhale. Ek onthou van 'n boek wat op 'n rak van my staan, waarvan ek die inhoud nie eintlik meer veel kan onthou nie, maar die boek se naam is Spore op die kerklike werf. Nou, as jy mens nou praat van 'n werf, dan praat jy nou mos maar van jou erf, en dan dink jy aan spore wat daar sou kon wees. Maar as 'n mens praat van spore op die kerklike werf, dan sou mense nou nogal dink aan die hoofspore wat daarin sou wees, naamlik God se spore, maar aan die ander kant ook die mense wat God op 'n besondere manier ook gebruik binne in sy koninkryk. In die belangrikheid is om te verstaan dat God uiteindelik die Here is van sy kerk en dat die Here by die getuienis van die evangelie self ook betrokke is. Dat die saak om die boodskap van verlossing die wêreld in te dra nie gewoon iets is, ons eie saak, wat die Here maar net vir ons gee en homself in hierdie proses onttrek nie, maar dat die Here self by die evangelie betrokke is, by sy boodskap van hoop. Iemand het by geleentheid gesê, God het die wêreld lief gehad, dat hy sy enige gebore seun gestuur het. En selfs al sou die kerk nie haar verantwoordelikheid nakom om die evangelie te dra nie, dan sou God nog steeds die wêreld lief hê. Want God het sy seun na die wêreld toe gestuur om genade, verlossing, lewe, hoop, toekoms te kom bring. Spore. Ek en jy laat ons spore. Oral waar ons gaan. As ons loop, as ons by ons huise uitloop, dan lê ons spore daar. Ek onthou by geleentheid, toe ek in 'n gemeente was in Rodepoort, was daar so 'n groot kastanjeboom gewees voor die huis, en daar's 'n klomp sand daaronder. En woensdaagmiddag het ek my oudste kleinkind gaan haal. En dan het ons sommer daar baie keer in die sand onder die boom gespeel. En daar in die sand, en dan ek het dit afgeneem later van tyd, en as ek terugkyk, dan sien ek die spoortjies en spore wat in daardie tyd ook getrap is. Ja, mense maak spore. Waar ons beweeg, waar ons loop, maar ons maak inderdaad ook spore, nie alleen deur gewoon waar ons voete trap nie, maar ook in terme van ons optrede en dit wat ons besig is om te doen. Maar so is dit belangriker om te verstaan dat God se merke oral in die wêreld is, dat sy spore oral is. Kyk maar net na jou eie lewe, kyk net na die transformasie wat jou eie lewe ondergaan het, as jy deur die werking van die Heilige Gees ook in hierdie veranderingskrag wat binne jou plaasgevind het, deur die wedergeboorte ook 'n nuwe mens geword het, hoe duidelik is God se spore ook daarin. En hoe baie keer bid 'n mens nie, vra jy nie, dat die Here se spore ook duidelik sal raak binne in die lewens van ander. En baie keer kan ons ook terugkyk oral heen, en so belangrik binne in ons gemeentes om ook raak te sien, die paaie wat ons geloop het deur die jare, hoe die Here gemeentes ook op verskillende maniere gebruik het. Baie keer maak gemeentes toe en dan sê mense, helaas, dit is verby en dit is klaar. Maar ons vergeet dat vir al die jare wat gemeentes bestaan het, want gemeentes kan om verskeie redes partykeer toemaak, ook as gevolg van mense wat almal weggaan, of wat die rede ook al mag wees, maar dan hoeveel mense het uiteindelik nie daar gearbei binne in die koninkryk van God nie, en 'n verskil gemaak binne in hierdie wêreld nie. God laat spore, en God laat spore deur mense. God laat spore op verskillende maniere in sy handelswyse met ons, met die gebeure wat ook deel
van ons gemeenskappe kan wees. God laat spore, ook hier in hierdie omgewing waar ons is. Merkers dat God daar was, dat God daar is. En as jy mooi dink dan, en jy reflekteer oor jou eie lewe, dan sien jy inderdaad waaroor die Here ook vir jou op besondere maniere by baie geleenthede ook gebruik het. Partykeer in eenvoudige dinge, wat jy sommer sou sê, maar ag, dit is 'n tipe van 'n toevalligheid, maar dan was daar nie toevalligheid nie, soos iemand by geleentheid gesê het, toeval daar lig. God laat spore soos, ook hier in Filippus se lewe, hoe die Here hier vir Filippus in hierdie gedeelte gebruik. In die Ethiopiër se lewe, hierdie ou, belangrike ou, van daar van Ethiopië afkom, daar net suid van Egipte. Hoe het hy gekom? Gekom as iemand wat kom aanbid het daar, waar mense baie keer Godvreesendes sou kon wees, in ander gevalle mense, proseliete van die Jode sou gewees het, wat na Jerusalem toe sou gekom het. So het hy ook so toe gekom om te kom aanbid. En die vraag is, hy het op 'n sekere manier gekom, en hy gaan op 'n sekere manier terug. Daar het iets gebeur in sy lewe as hy teruggaan. So staan God se spore dan baie duidelik in die lewe van hierdie Ethiopiër as hy teruggaan. En uit die aard van die saak, die gevolgtrekking daarvan, wat mense vanuit die oorlewering, dat mense sê dat hy ook 'n belangrike rol gespeel het binne in Ethiopië. Nou, mense kan dit nie verifieer nie, maar wat belangrik is dat hy met blydskap op die ouende gegaan het soontoe. Maar waarheen? In Afrika, net suid van Egipte. En as hy teruggegaan het soontoe, en in daardie belangrike pos waarin hy was, en almal vir hom sou gevra het, wat is die vreugde wat jy met jou dra, dan sou hy ook iets daarvan kon vertel, van die evangelie en die feit van sy doop en die verandering. En so bring dit verandering, het God op daardie manier ook verandering gebring in Afrika. So mense net dink ook aan die roeping wat die Here vir die kerk gee om getuies te wees in Jerusalem, in die hele Judea en Samaria, en tot aan die uithoeke van die aarde. En hier is dit ook inderdaad besig om te gebeur, letterlik na die uithoeke van die aarde. God wat self besig is om sy spore te plant op verskillende plekke, ook tot in Afrika. As 'n mens net lees, die voorafgaande gedeelte ook, oor hoe Filippus ook gewerk het in Samaria, waar mense normaalweg nie eintlik altyd sou kom nie. God se spore, wat ook deur hom daar lê. En ook hier by ons, Kroesrand waar ons is, hoe lê God se spore hier, deur al die jare? Hoe lê God se spore hier binne in ons gemeentes? Die vraag is dan, waarmee is God in hierdie stadium, waarmee is hy ook besig? En dit is die belangrikheid dat 'n mens iets van dit sou onderskei. Want sien waar God se spore begin sigbaar word, en mens dit agterkom, ontdek die kerk haar roeping. As jy agterkom maar God is hier teenwoordig, en God is hier besig, dan ontdek die kerk haar roeping. Die fokus skuif weg van 'n gewone tipe van 'n pragmatiese ding, wat moet ek nou doen? Wat moet ons nou hierso doen? En moet ons nou net gewoon 'n program agter mekaar sit vir die jaar en die een aktiwiteit na die ander ene pleeg en aangaan, of die vraag, waar het God reeds geloop? Soos 'n verskil. Die fokus skuif weg van, wat moet ons doen, na, waar het God reeds geloop? Waar is sy spore reeds? Om daarby in te skakel. Want so ons onderskei met ander woorde, waar is God reeds besig? En hoe skakel ons daarby in? So God raak die agenda van die kerk. God raak die agenda van my en jou lewe binne in die gemeenskap waar ons is. Hy is die agenda. En ons dink baie keer, ons dink planne uit, ons dink programme uit, ons hou dingskrams, ons is besig daarmee, terwyl die belangrike is 'n luisterproses om te hoor, ook in jou eie lewe, in jou stilte tyd, waarmee is God besig? So wat ontdek ons in hierdie gedeelte? Ons ontdek in hierdie verhaal,
God het deurentyd die proses bestuur. Hy het die hele tyd hierdie verhaal bestuur. So kortliks net, 'n engel. Aan die ander woorde, 'n engel van die Here stuur vir Filippus om in die middag op 'n stil pad te gaan loop. Want God was daar besig. God het geweet wat die doel daarvan is. Nou Filippus gaan, want Filippus is gehoorsaam. En verstaan, as hy op hierdie stilpad, ons het baie keer vra, maar hoekom moet ek op die stilpad gaan loop? En hoe het God dit, die engel aan hom verskyn? Dis die vraag wat ons, kantlyn vraag wat ons baie keer vra. Die punt is, God is die initieerder binne in hierdie proses en stuur vir Filippus om soontoe te gaan en hy is bereid om op daai pad, stilpad te gaan loop, nie op die besige pad nie, want die pad is stil die middag om daar te gaan loop. En dan is dit weer God wat die volgende opdrag gee, gaan loop saam met daardie wa. Filippus kom seker op die wa af, en gaan loop saam met die wa. Maar wat die agtergrond is van dit wat op die wa is, weet Filippus nie, maar die Gees van God weet wat die agtergrond is daarvan. Hy weet, en hy is God se groot sendeling, en hy is die ene wat die sending en die getuienis van die kerk initieer, en hy weet wat besig is om te gebeur, en wat vir Filippus die opdrag gee om te gaan loop. Filippus, hoe die Gees dit aan hom gekommunikeer het, weet ek nie, maar ek weet, in ons eie lewens, want die Here vra ons nie dat ons meer van hom kry nie, maar hy wil meer van ons kry, en wanneer ons gehoorsaam is aan die Here, dan beleef ons iets, ons beleef in watter mate die Gees ook besig is om vir ons te stuur, en veral wanneer ons baie keer terugkyk, dan sien ons oor hoe dit ook waar was, want ons belewe iets van hierdie ding, van hierdie verwagting van dit, gaan raak betrokke. Filippus gaan raak betrokke by daardie wa. Hy weet nie, daar sit 'n belangrike amptenaar, 'n ontmande amptenaar van die Kandake, die koningin van Ethiopië, daar besig om te lees uit Jesaja 53 nie, en wat die omstandighede presies is nie. Hy weet nie presies nie, maar hy hardloop na die wa toe. En wat doen? So die Gees is daar werksaam. God is van die begin af werksaam, in terme van hierdie Ethiopië. God is van die begin af besig om sy spore af te druk in die lewe van Filippus. God is van die begin af besig, want wat lees hy? Hy lees uit Jesaja 53 uit. Hy lees van die lydende knegt, en hy verstaan nie iets van die vervulling hiervan nie, en daarom, en Filippus hom vra, weet jy wat jy lees? Verstaan jy wat jy lees? Ken jy uiteindelik wat jy besig is om te lees? En hy sê, maar hoe kan ek verstaan as iemand dit nie vir my vertel nie? En Filippus by hom gaan sit hier binnekant. Dan het God ook dit bepaal, wat hy besig is, die aanknopingspunt. God se spore lê op die wa, lê agter die wa, rondom die wa, lê op die pad, lê reeds in daardie stadium binne in Ethiopië, op hierdie pad soontoe. Die Here wat daarbey betrokke is. En op die wa ontvou die gesprek. Van wie word hier gepraat? Praat die skrywer, praat Jesaja oor homself, of praat hy oor iemand anders? Filippus, wat weet? Kan die evangelie daarvan af verduidelik, van Jesus Christus vertel, en die transformasie wat verander, as die water verskyn, en die Ethiopiërs sê, hier is water, wat verhinder my om gedoop te word, dan is dit mos 'n werklikheid. God se teenwoordigheid, ook in terme van dit, die oorgegewenheid van hierdie man, wat besig is om te gebeur, om deel te word van God se verlossingsplan, transformasie wat in sy lewe ook ingekom het, as iemand wat normaalweg in 'n Joodse gemeenskap vanuit Deuteronomium 23 eintlik die belewennisse gehad het, dat jy sou uitgestoot word, iets van Jesaja 56, van die verwelkoming sou kon hê. Jesaja 56 wat sê, in terme van hierdie gedeelte, aan die ontmandes wat my Sabbatte onderhou, wat kies wat ek wil, en wat lewe volgens my verbond, aan hulle sal ek in my tempel en aan sy mure 'n teken gee, 'n erenaam wat beter is as seuns en dogters.
dan beleef hy die verandering. Iets om ook aangeneem te word binne in die geloof, want die geloof is die verlossing in Christus is uiteindelik vir almal en uiteindelik ook vir hom. Die Gees, God, wat die groot initieerder is, wat, as ek die mooi woord kan gebruik, die aktant is binne in hierdie hele gedeelte en binne in hierdie verhaal wat besig is om te gebeur. En dan, wat gebeur? Filippus was vroeër in Samaria en Filippus moet by die wa gaan loop en dan gaan die Gees en hy vat die Gees om verder en hy word later van tyd by Asdod gevind en hy gaan aan tot by Caesarea. Oralsteroor is hy besig om dit te doen en die blydskap wat by die Ethiopiër is waarmee hy ook gaan. So die Filippus en die hofdienaar neem die evangelie verder. Op daai dag, so neem God dit ook verder. So hierdie is 'n reisverhaal waar ons leer om God se spore raak te sien. Lewe van Paulus, wat sommer eintlik net hierna kom, na hierdie hoofstuk, die bekering van Paulus, daar op die Damaskuspad as die Here hom voorstaan. As 'n mens terugdink aan Lukas 24, die Emmausgangers, Jesus wat saam met hulle loop en hulle verhaal, en alles uiteindelik verander, het ons harte nie warm geword nie. Hier is 'n reisverhaal waar ons leer om God se spore raak te sien. Dit wil vir ons help om ook in ons lewe te gaan soek na God se spoor, want hy is die grootste beek in die getuienis van die kerk. Waar sien jy God se spore in ons reisverhale? Is ons besig baie keer net om gewoon aan te gaan? Die evangelie gaan uiteindelik oor ons belewenis, oor ons ervaring, oor vir die oomblik, vir die samekomste wat ons het, wat ons kan beweeg van die een plek na die ander een toe, of kom ons agter, maar eintlik moet ek bruikbaar wees, moet ek diensbaar wees. Sien jy God se spore in ons reisverhale? Die pad wat God geloop het in Kroesrand, ook binne die twee verskillende gemeentes wat hier is, en ook in die ander gemeentes. Hoe is God hier besig? Hoe is God in ons skole besig? Hoe is God op ons plase besig? Hoe is God in ons besighede besig? Hoe is God op ons paaie besig? Hoe is God oral oor in ons besig, in ons omgewing? Wat is ons reistyd, as ons kerk toe gaan iewerste? By hoeveel gaan ons verby? Vraag is dan, langs watter wa moet ons gaan loop, waar God reeds is? Dis die onderskeiding, maar dis luister, dis 'n luisterseisoen, is 'n luisterproses, is 'n beskikbaarheid. Ek wil vir jou sê, en dis die lekkerste ding van die evangelie. As jy in Jesus glo, en jy bruikbaar vir hom wil wees, en jy waarlik waar getuie vir hom oralste wil wees, sal jy nooit werkloos op die kantlyn rondstaan, of op die markplein rondstaan nie. Die Here gaan vir jou in elke situasie gebruik, en hy doen dit in elk geval, sonder dat ons dit altyd noodwendig werklik agterkom. So, miskien loop daar hierdie week 'n waad deur jou lewe, by die werk, of by die plaas, die skool. Skool is nog nie oop nie, by die winkel, by die boerevereniging, by iemand wat swaar kry. Bid asseblief dat God jou oë sal oopmaak, want die Here laat reeds sy spore, en hy nooi ons steeds om saam met hom te loop. Dit is lekker om die Here te dien. Dat is so liedjie, dit is so lekker om die Here te dien. Mag dit vir jou so ook 'n werklikheid wees, en mag jy God se spore heeltyd ontdek, en mag ons dit saam ontdek. Waar is God nou? Hier besig. Kom ons luister ook daarna, en ons onderskei, en ons vat dit verder, en ons skakel in by dit wat hy reeds mee besig is. Hemel Here, baie dankie, dat jy ons elke dag bruikbaar wil maak, dat jy ons roep tot getuies vir die evangelie, ons belangrikste taak wat ons het, dat die hele wêreld sal weet, dat jy die wêreld lief het. Here, so lief gehad het, dat hy u eniggebore seun gestuur het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. En help ons om
transformerend te wees, ons omgewings ook te verander, deur nuutheid in te dra, die nuutheid van die koninkryk, dat iemand sal kan sê, ja, die nuwe tyd het reeds aangebreek. Ons prys U en aanbid U as die Here van die koninkryk, in Jesus naam. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met jou elke dag, tot Jesus kom. Amen. Mooi bly en hê 'n wonderlike week.